Wonderwerke. Ons lees Handelinge 9 vers 32 tot 49. Die vervolging van gelowiges in Jerusalem maak vir Petrus baie bekommerd. Hoe lank sal ons dit nog hier kan uithou, wonder hy. Dis veral daardie fanatikus, Saulus, wat sy hare laat regop staan. Daardie man sal enige iets doen om van Jesus se volgelinge ontslae te raak. En dan onthou hy skielik Jesus se woorde aan hulle. Julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea, sowel as Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Het dit dalk nou begin tyd word dat hy uit Jerusalem begin wegbeweeg? En so gebeur dit dan, dat Petrus op 'n dag die pad vat en na die ander dorpe rondom Jerusalem gaan om die blye evangelie van Jesus te verkondig. Al verder en verder kring sy reise uit, totdat hy later maar selde in Jerusalem kom. En so ver as wat hy gaan, verneem hy van die vervolging wat daagliks in felheid toeneem. Talle volgelinge word in die tronk gestop, bloot vir die feit dat hulle in Jesus glo. Op 'n dag kom iemand uit asem by Petrus aangehardloop. Stefanus is vermoor, hyg hy dit uit. Wat het gebeur? Petrus voel sommer hoe die lamheid hom beetpak. Hy het gehoor dat Stefanus in hegtenis geneem is, 'n uitgesproke jong man daardie, wat nie bang was om te sê wat hy wil sê voor enigiemand nie. En vol van die Heilige Gees. Hy was een van die 7 diakens wat hy en sy maat se tyd gelede aangestel het. Hulle het hom verhoor en toe is hy gestenig, vertel die kerel wanneer hy sy asem begin terugkry. Ek was by gewees, ek kon nie my trane keer nie, toe ek hoor hoe dat hy die Here gesmeek het om sy stenigers te vergewe. Hoe ver sal hulle nog gaan met hierdie vervolging, wonder Petrus. Dis daai Saulus wat agter alles sit, vertel die kerel verder vir Petrus. Hy was persoonlik daar om te sien dat Stefanus gestenig word. Ten spyte van hierdie verskriklike terugslag, gaan Petrus onverstoord voort om die evangelie al verder en verder te verkondig. En so kom hy in Lydda aan, 'n dorp in die westelike deel van Palestina naby die hawestad Joppe. Daar gaan 'n fluistering rond. Het jy gehoor van daai fanatieke Saulus? Hulle sê, hy het tot bekering gekom. Nooit, dis mos gans onmoontlik. Ek is seker dis net 'n slenter om gelowiges op te spoor. Petrus skud sy kop. Hy weet nie so mooi nie. Maar daar is eers 'n baie dringender saak wat sy aandag verg. Hy staan op by die bed van 'n man met die naam Eneas. Die inwoners van Lydda het hom hierheen laat kom, want hulle het gehoor dat hy mense kan genees. En Eneas lê al vir 8 jaar vasgeklooster aan sy bed, nadat hy verlam geraak het. Vol verwagting kyk Eneas smeekend na Petrus. Eneas, sê Petrus vol selfvertroue, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op, maak jou bed op. Onmiddellik voel Eneas die krag in sy dooie bene invloei. Hy spring uit die bed en maak soos Petrus beveel. Die nuus van Eneas se wonderbaarlike genesing
versprei soos 'n veldbrand en binne minute is die hele dorp daar. Talle mense van die dorp, as ook van die Saron vlakte, kom tot geloof in Jesus as hulle met hulle eie oë hierdie wonderwerk aanskou. In die hawestad Joppe, nie ver daarvandaan nie, sterf 'n vrou met die mooi naam Tabitha, ook bekend as Dorcas. Sy het baie harte aangeraak met haar liefdevolle werk in die gemeenskap. 'n Boodskap word na Petrus gestuur om haar te kom begrawe. Petrus haas hom na Joppe en wanneer hy by Tabitha se huis kom, tref hy 'n klomp huilende weduwees daaraan. Hulle neem hom na die bokamer waar haar lijk alreeds gewas en mooi uitgelê op 'n bed lê. Die weduwees kom staan snikkend rondom Petrus. Kyk, wys een van die huilende vroue vir Petrus 'n pragtige kledingstuk. Sy het dit gemaak. Sy was so goed vir ons. Sy het altyd vir ons klere gemaak. Die vroue is troosteloos, want Tabitha se dood is vir hulle 'n reuse verlies. Petrus stuur al die vroue uit en dan gaan kniel hy by Tabitha se bed en bid innig en vra die Here om asseblief hier in te gryp. Dan staan Petrus op. Hy draai na die lijk op die bed en vol vertroue sê hy: Tabitha, staan op. En dan gebeur die wonderwerk. Stadig maak die lijk haar oë oop. Sy kom regop en sit op die bed. Petrus vat haar hand en help haar om op te staan. Dan roep hy die huilende weduwees om te kom kyk. Tabitha staan spring lewendig voor hulle. Talle mense in Joppe kom tot geloof in Jesus en Petrus word deur Simon die leerlooier genooi om by hom oor te bly. Hier kan Petrus nie gou weggaan nie, want hier is baie werk. Moenie dink dat wonderwerke by Jesus of selfs die apostels opgehou het nie. Vandag gaan dit steeds voort en ek het persoonlik al talle wonderwerke beleef. Maak net jou oë oop daarvoor. Kom ons bid. Here, dankie vir u wonderwerke wat daagliks my pad kruis. Maak asseblief my oë oop daarvoor. Amen.